Julle moet my nou maar vergewe, maar ek het in die 21 maande van my kleinseun se lewe nog nooit die oupa ding op hierdie video's gedoen nie. En vanoggend gaan ek, want dit is iets wat hy doen en ek dink baie kinders doen, wat vir my aansluit by my tema vanoggend. Hy het ergens agtergekom met mense wanneer hulle 'n glasie klink sê cheers. En nou as hy sy bekertjie tee het, dan loop hy van ons en almal van ons moet of ons nou tee drink of water of wyn of wat ook al, maar jy moet cheers met hom. En daar's iets in hierdie cheers van hom wat aansteeklik is. Wat maak dat ons hou ons bekers van hom uit, ons kyk na mekaar, ons kyk na hom. Dit bind ons saam op 'n manier. Hierdie cheers. Dit bring vreugde vir ons. Nou, ek wil hê julle moet kyk na die twee prentjies wat nou op die skerm is. Die een is van 'n man wat in sy glas sit en afkyk, op sy eie. Ek sou raai, hy drink om te vergeet. Hy drink om homself af te sny. Hy drink dalk om pyn te verdoof. Hy dink dalk om sy angs te oor wat môre vir hom wag weg te werk. Mens weet nie wat onder in sy glas lê nie. Watter donker gedagtes daar dalk lê nie. Maar die punt is, hy is op sy eie huis geïsoleerd. Die ander prentjie is van mense wat 'n heildronk drink. Nou ek weet, daar kan dinge ook skeefloop, maar dit is tog 'n ander prentjie. Mense wat mekaar in die oë kyk, mense wat iets deel. Hulle wil nie vergeet nie, hulle wil vier. Hulle wil nie wegkom nie, hulle wil by mekaar uitkom. Hulle wil aan mekaar gebind word, hulle wil nie geïsoleer word nie. Nou die nagmaalbeker is meer soos 'n heildronk, as soos 'n beker wat jy, 'n glas wat jy op jou eie drink. Die nagmaalbeker is bedoel om ons te laat onthou, dit is bedoel om ons aan mekaar te bind, om ons aan die Here te bind, dit is bedoel om 'n viering van die lewe te wees. En ons gaan luister na wat Paulus aan die Korintiërs skryf oor die nagmaalbeker. En ek gaan twee gedeeltes lees, maar ek wil net eers sê dat hy skryf dit vir 'n gemeente waar dinge skeefloop, juis in hulle liefde vir die Here en hulle liefde vir mekaar. Hulle is in kompetisie met mekaar, hoor ons in hoofstuk 1 al, hulle speel so 'n bietjie op die afgodstempel se voorstoep nog, hulle het nog nie heeltemal losgekom van hulle agtergrond in die heidendom nie, so hulle speel met verkeerde goed, hulle doen verkeerde goed, hulle kompeteer met mekaar oor wie het die beste gawes en so aan, wie is die belangrikste, wie is die mees geesvervulde onder hulle. Hulle verneder mekaar. Die rykes verneder die armes. En dit alles, sê Paulus, beteken dat alhoewel hulle die nagmaal vier en die beker skink, is hulle nie eintlik met nagmaal besig nie, want die beker van die nagmaal beteken iets anders. En hy wil hulle herinner aan wat die beker van die nagmaal eintlik beteken, sodat hy vir hulle kan sê, maar as julle hierdie beker drink, dan moet julle anders saamleef met mekaar. So kom ons lees die twee gedeeltes. Die een waar hy praat in die agtergrond van hulle flirtasie met die afgodediens en wat hy dan vir hulle sê in 1 Korintiërs 10 vers 16, die beker van danksegging, waaroor ons die dankgebed uitspreek, is dit nie die deelname aan die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die deelname aan die liggaam van Christus nie. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons almal het deel aan die een brood. En dan in hoofstuk 11 kom hy terug na die nagmaal toe, vers 23. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Vir my is een manier om na die nagmaal te kyk, deur die lens van Psalm 23, waar daar gepraat word as die Here wat ons herder het, wat ons alles gee wat ons nodig het, wat ons lei op die regte pad, en wat dan heel nigter sê, maar daardie regte pad loop ook deur die dal van doodskade weer, deur die donker dieptes. Maar die Here is by ons, want hy is ons herder, so hy bly by ons. En dan, aan die ander kant die dal van doodskade weer, lê die tafel wat hy vir ons dek. Die tafel met die beker wat oorloop.
En 'n mens kan sê dat die Here Jesus wat ons goeie herder is, wat ons lei op die pad van die lewe, dat hy vir ons deur die dal van doodskade weer gegaan het, tot in die donkerste diepte, en dat hy opgestaan het, en dat hy met sy kruisdood en sy opstanding vir ons die tafel gedek het, die tafel van die nagmaal, waarby ons hierdie beker drink, die beker wat oorloop. So waarvan loop die beker oor? In die eerste plek, sê Paulus vir ons, is dit 'n beker wat oorloop van vreugde, 'n beker wat oorloop van dankbaarheid. Hy omring die woord beker in hoofstuk 10 met die woord danksegging. Die beker van danksegging wat ons met danksegging drink, is 'n beker wat oorloop van dankbaarheid. Daarmee koppel hy die beker natuurlik aan die derde beker in die Joodse Pasgaviering, waarin hulle bevryding uit Egipte gevier het, en dan die wyn gedrink het en met die derde beker, die beker van danksegging, spesifiek die Here na die ete gedank het, dat hulle in vryheid kan eet, omdat die Here hulle bevry het. En net so is die nagmaal, sê Paulus, vir ons 'n beker van danksegging, en ons drink dit met danksegging, ons spreek die gebed van danksegging daaroor uit, want dit is 'n beker wat oorloop van vreugde, vir dit wat Christus vir ons gedoen het, dat hy sy lewe uitgestort het, sodat ons kan lewe, dat hy verwerp is, sodat ons aanvaar kan word, dat hy vervloek is, sodat ons geseën kan word, dat hy gesterf het, sodat ons kan opstaan, en sodat ons vir altyd by God kan lewe. Daar is 'n vryheid, met ander woorde, soos daar in die Pasgafees 'n fees van bevryding is daar in die nagmaal hierdie fees van bevryding. Die fees van iemand wat weet, van mense wat weet, ons hoef nie nou meer allerlei reëls en regulasies na te kom om te probeer om goed genoeg te wees vir God nie. Ons hoef nie meer verstrik te raak in afgodsdienste en in allerlei godsdienstige rituele om iets te ervaar van die lewe nie. Ons kry die lewe as 'n geskenk deur dit wat Christus vir ons gedoen het. Ons word kinders van God uit genade, en dit word vir ons gegee, en ons kan dit maar net in geloof ontvang en dit geniet. En daarom is die nagmaalbeker 'n beker wat oorloop van dankie, van vreugde. Dankie vir die lewe wat God vir ons gegee het in Christus. Dankie vir die ewige lewe, maar dankie ook vir die manier waarop daardie ewige lewe, ons lewe hier en nou, of ons nou by die groen weivelde is, by die waters waar is, en of ons gaan deur die dal van doodskade weer. En daardie lewe ons verseker dat God met ons is, dat die Here met ons is. Dis 'n beker wat oorloop van vreugde. Dis in die tweede plek daarom ook 'n beker wat oorloop van onthou. Van onthou. Ons onthou met hierdie beker. Jesus het gesê, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En daar is 'n belangrike ding in hierdie onthou, dat hierdie onthou is nie nou maar net dat ons probeer terugdink en ons probeer die besonderhede van Jesus se lewe onthou nie. Ons onthou Jesus. Alles wat hy vir ons gedoen het, alles wat hy besig is om deur sy gees vir ons te doen, alles wat hy beloof om vir ons te doen. Ons hou om hom te onthou is as dit ware om hom in ons gedagtes vas te hou. En te sê, maar die Here wat destyds aan die kruis gesterf het, die Here is nou ook by ons. En dis vir my die belangrike ding om te onthou in die nagmaal. Die Here wat destyds vir ons gesterf het, die Here is nou en hier ook by ons, en hy gee vir ons hierdie beker. Dit is my opvallend dat, alhoewel ons baie nagmaalbekers dwars oor die wêreld en dwars deur die geskiedenis het, kleibekers, silwerbekers, goue bekers, glasbekers, allerlei soorte van bekers, dat Paulus sê daar is eintlik maar net een beker, die beker wat Jesus vir sy disippels gegee het. Hy praat daarvan as hierdie beker, en hy sê, so dikwels as wat julle uit hierdie beker drink en uit hierdie beker en van hierdie brood eet. Met ander woorde, hierdie beker wat ek in my hande hou, is die beker wat Jesus ook 2000 jaar gelede met sy disippels gedeel het. Nie letterlik nie, maar in die geloof hou ek daaraan vas, dat dieselfde Jesus wat destyds die beker van sy bloed, die beker van sy lewe vir sy disippels kom gee het, en daardeur vir hulle gesê het, maar ek gee myself vir julle. Dieselfde Jesus kom gee hierdie beker nou vir ons, en hy sê, ek gee my lewe vir julle, ek het my lewe uitgestort vir julle aan die kruis, deur die Gees stort ek my lewe nou in julle uit, sodat julle kan lewe. So ons onthou, sodat ons kan lewe. Daarom is die beker ook 'n beker
van verbondenheid, dit loop oor van verbondenheid, dit loop oor van liefde. In hierdie beker is God se liefde vir ons. Die liefde waardeur God homself verbind aan ons om ons God te wees. Jesus sê hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Toe Jesus sy lewe vir ons uitgestort het, toe het hy vir ons gesê, God is op 'n nuwe manier julle God, op grond van wat ek gedoen het. Hy is julle God, hy is vir julle. Soos Romeine 8 sê, hy is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy gee homself vir ons en niks kan ons skei van die liefde. En elke keer as ons hierdie beker drink, word ons herinner daaraan dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. Hy is by ons en hy is vir ons. Hy verbind homself aan ons, maar hy verbind ons ook aan hom. Hy verbind ons ook aan hom en sê, maar julle is my mense. En elke keer as ons uit die beker uitdrink, verbind ons onsself ook weer aan die Here en ons sê vir hom, Here, U is ons God, U is ons verlosser. U is die een aan wie ons lewens behoort. Ons behoort nie aan onsself nie. En daarom verbind hy ons ook aan mekaar. Word ons saam een liggaam, deur die gebruik van die een brood en die een beker, word ons saam een liggaam. En dit is die belangrike ding wat Paulus sê, dat as jy hierdie beker, die beker van die nuwe verbond, van ons verbondenheid, die beker wat oorloop van God se verbondenheid aan ons en ons verbondenheid aan die Here, ons verbondenheid aan mekaar, as jy hierdie beker drink, dan kan jy tog nie aanhou om met mekaar te wil kompeteer nie. Dan kan jy tog nie aanhou om mekaar te verneder nie. Dan kan julle tog nie aanhou om mekaar seer te maak nie. Dan moet julle op 'n ander manier ook met mekaar saamlewe. In hoofstuk 10 praat hy van die beker as die beker waardeur ons deelneem aan die bloed van Christus. Met ander woorde, ons beoefen daardie verbondenheid deur die beker te drink en deel te neem aan dit wat Christus vir ons gee. Die Griekse woord daar is die woord koinonia, 'n woord wat letterlik beteken gemeenskap, soos wanneer 'n mens in gemeenskap van goedere getroud is. Dit beteken dat as ek hierdie beker drink, dan sê ek daarmee, Here, ek glo alles wat U gee is regtig myne. Die lewe wat U uitgestort het, die vergifnis wat U gee, die genade wat U gee, die liefde wat U gee, dis regtig myne. My beker vloei oor van daardie liefde wat U gee en ek glo dis regtig myne. Dit is regtig soos Jesus sê, dit is vir julle. Maar Here, hiermee met die drink van die beker, deur deel te neem hieraan, sê ek ook, alles wat myne is, behoort aan U. Alles wat ek het, alles wat ek is, behoort aan U. Ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan U. En daarom weet ek ook, moet ek alles wat ek is en het, deel nie net met U nie, maar ook met die mense wat U oor my pad stuur. So dis 'n beker wat oorloop van geloof in ons onthou, maar dit loop ook oor van liefde. Dit is die beker van vreugde. Dit is die beker van die lewe. Amen. Mag jy, wanneer jy van hierdie beker drink, weet dat die genade van die Here Jesus vir jou genoeg is. En mag jou lewe oorloop van genade verander. Mag jy weet dat die liefde van die Vader in jou hart uitgestort word deur Christus en deur die Gees. En mag jou lewe oorloop van liefde verander. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou laat deelneem aan alles wat Christus gee. En jou laat deelneem aan alles wat die mense rondom jou nodig het van jou. Amen.